Hallo maats en welkom terug by nog 'n episode van Wat wil Jesus ons leer. Vandag is 'n spesiale dag want ons vier Vadersdag. Op hierdie dag sê ons dankie vir ons pappas, oupas, stiefpappas, die pleegpappas en ander mense wat vir ons sorg en ons liefhet nes 'n pa. Party van ons gaan dalk vandag saam met ons familie vier. Ander se pappas woon dalk ver weg, terwyl van ons dalk nie meer 'n pappa het nie. En sommige van ons word deur ander mense grootgemaak wat baie lief is vir hulle. Maar vandag wil ek hê elkeen van julle moet een baie belangrike ding onthou. Jy het 'n hemelse Vader wat jou oneindig liefhet. God sien elke kind, hy ken elke kind en hy vergeet nooit sy kinders nie. Vandag leer ons uit die boek Esegiel hoe God homself met 'n herder vergelyk wat sy skape oppas. Maats, kom ons dink gou saam. Wat doen 'n herder? 'n Herder lei sy skape na groen weivelde, hy gee vir hulle water, beskerm hulle teen gevaar, hy soek hulle wanneer hulle wegraak en hy sorg dat hulle veilig kan rus. Skape is nie bekend as die slimste diere nie. Hulle verdwaal maklik en soms raak hulle vinnig bang. Soms loop hulle in die verkeerde rigting. En weet julle wat? Ons mense is partykeer ook so. Ons raak bang, ons maak verkeerde besluite en ons voel soms verlore. Maar die goeie nuus is dat God 'n baie goeie herder is. Ons kernvers vandag is Esegiel 34 vers 15. Ek self sal my skape oppas en ek self sal hulle laat lê en rus, spreek die Here. In Esegiel se tyd was God se volk baie hartseer. Die mense wat eintlik na hulle moes omsien, die leiers, het nie mooi na hulle gekyk nie. In plaas daarvan om te help, het hulle soms net aan hulle self gedink. God het dit alles gesien en toe maak hy hierdie wonderlike belofte. Kan julle hoor hoe mooi dit is? God sê nie, iemand anders sal dit doen nie. Hy sê, ek self. En dit beteken, ek sal self vir julle sorg. Ek sal self julle beskerm. Ek sal self by julle wees. Maats, dink aan 'n groot skool met baie kinders. Selfs in 'n groot skool kan 'n mens soms onsigbaar voel. Miskien dink iemand, niemand sien my raak nie. Maar God sien jou raak. Hy ken jou naam. Hy weet waarvan jy hou, waarvoor jy bang is, wat jou laat lag en selfs wat jou hartseer maak. Die Bybel leer ons dat God elkeen van sy kinders persoonlik ken. Jy is nie sommer net nog 'n mens in die skare nie. Nee, jy is kosbaar vir hom. Wat kan ons hieruit leer? Ons kan leer dat God persoonlike sorg vir elkeen van ons gee. Wanneer jy bang is vir 'n toets of vir die donker, weet God dit. Wanneer jy huil, wanneer jy gelukkig is of siek voel, God weet. En hy luister wanneer jy bid. Soms bid ons groot gebede en soms klein, vinnige stil gebede. Maar geen gebed is te klein vir God nie. Hy hoor elke woord, selfs wanneer ons nie mooi weet wat om te sê nie. Tweedens kan ons leer dat God soek die wat verlore is. Dink net aan hoe 'n herder sal voel as een van sy skape wegraak. Sal hy sê, ag, ek het nog baie ander skape? Nee, hy gaan soek die skaap, want elke skaap is belangrik en net soos elke kind belangrik vir God. As jy ooit eensaam voel, onthou, God weet waar jy is. Jy is nooit verlore vir hom nie. En laastens leer ons dat God vir ons rus en veiligheid bring. Die kernvers sê, ek sal my skape oppas en hulle laat lê. Hoekom lê skape? Omdat hulle veilig voel. En wanneer 'n skaap bang is, staan hy reg om weg te hardloop.
Maar wanneer hy veilig voel, gaan lê hy en rus. God wil ook hê ons harte moet rus. Soms voel die wêreld groot en moeilik, want ons harde geleide, bekommernisse, veranderinge en dinge wat ons nie verstaan nie. Maar by God is daar vrede. Wanneer ons bid, lees uit die Bybel en onthou dat God by ons is, kry ons harte rus. Ons hoef nie alles self uit te werk nie, want God stap saam met ons. Vandag sê ons dankie vir die vaders en versorgers wat vir kinders omgee. Maar ons onthou ook, geen mens is perfek nie. Alle mense maak foute, maar God se liefde verander nooit nie. Hy vergeet nooit sy kinders nie. Hy raak nooit moeg om lief te hê nie en hy laat ons nooit alleen nie. Wat 'n wonderlike hemelse Vader het ons. Kom ons bid saam. Liewe hemelse Vader, dankie dat U ons goeie herder is wat altyd vir ons sorg. Dankie dat U elkeen van ons ken en liefhet. Dankie dat ons nooit alleen hoef te wees nie, want U is altyd by ons. Ons bid vandag vir al die pappas, oupas en versorgers. Seën hulle en gee hulle wysheid en krag. Help ons om op U te vertrou wanneer ons bang of onseker voel. Dankie Here dat ons veilig in U hande is. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Daar sy maats, onthou, God ken en versorg elkeen van ons persoonlik. Hy soek ons wanneer ons verlore voel en hy gee vir ons rus en veiligheid, want ons is sy kinders. Soos jy deur die dag beweeg, onthou hierdie waarheid. Jy is geliefd, jy word gesien en jy behoort aan God. Tot volgende keer. Totsiens!